Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal laat vaar die werke van sy hande. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is vanoggend Psalm 146, die eerste vers. Psalm 146, die eerste vers. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar is ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146, vers 1. Deur sy Gees en woord aan ons skenk en in ons stand hou. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefdes, nou kom ons in daardie deel van ons erediens waar ons na die wet van die Here, ons God, gaan luister. Die wet wat ons Here Jesus Christus vervul het. Direk na die wet sing ons 'n antwoord hierop. Dit vind u volgende in Psalm 84, die 6de vers. Psalm 84, vers 6,
direk na die wet. Ons lees dit vanoggend uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Laat ons nou saam bid. Onse Vader, wat in die hemel is, groter vreugde het U in ons harte gegee, as wanneer die koring en die mos oorvloedig is, as wanneer die aarde in klammigheid groente voer, laat bot en kop uitsteek. In vrede kon ons gaan lê, want dit is U, Here, wat U hand oor ons en ons kinders hou. U gee
in ons Here Jesus Christus ag op ons hulp geroep. Ons koning, ons God. Want dit is tot U dat ons bid. En hierdie môre hoor U ons stem. Kom ons gebed, ook rondom ons kinders, klein Andrei, tot in die ore. Kan ons dit aan U voor lê in afwagting? Want aan U grootheid, U goedertierenheid, U barmhartigheid, is daar geen einde nie. Laat ons almal dan, Vader, as ons die woord lees, as ons die water sien val oor 'n kleintjie wat aan ons bevestig dat ons Here Jesus ons en ons kinders se sondes afwas. Laat ons almal saam bly wees. Laat ons vir ewig jubel, want U beskud ons en ons kinders. U seën die regverdige, o Here, en U omring ons en ook ons kinders met welbehae. Ontvang ons dankgebed in Christus Jesus se naam. Amen. Kom broers en susters, ons lees nou die woord van die Here. Vanoggend uit Markus hoofstuk 10. Vanoggend uit Markus hoofstuk 10. Ons gaan lees vanaf vers 13, Markus 10, vers 13. Ek wil graag ook van u vra om net een bladsy terug te blaai na Markus hoofstuk 9, vers 30. En hulle het daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea, en dan praat die disippels onderling met mekaar, en vers 33 vra hy vir hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil gebly, want op die pad het hulle met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. En dan in vers 42, en elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie
uitgeblus word nie. Vers 47. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om met 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Dan hoofstuk 10, vers 13. En hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het, bestraf. En toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Hier eindig ons skriflesing. Geliefdes, die teks wat die preek ontknoop is vers 16. En hy het sy hande om hulle geslaan. Mens kan dit ook vertaal, hy het hulle in sy arms opgetel en hulle nie net aangeraak nie, hy het sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Die skrif, geliefdes, dit wat ons gelees het, is glashelder. Die Here Jesus sluit die kindertjies in. Hy tel hulle in sy arms op. Die disippels hier sluit hulle uit. Die bestraf. Die ouers wat die kindertjies gebring het. Die woordjie bestraf impliseer eintlik dat die disippels die hand wil inlê. Jy kan eintlik daardie ongenaakbare vinger sien in jou geestesoog. Weg. Nie nou die tyd vir kindertjies nie. Jy kan eintlik die kwaad in die harde oog sien as die disippels die kindertjies en diegene wat hulle gebring het in die oog vang. Wat 'n optrede. Ten spyte van dit wat hulle, toe hulle op pad was deur Galilea, beleef het. Want kyk nou, is hulle oor kan die Jordaan, hoofstuk 10 vers 1. Dis waar hulle aangekom het. Maar op pad soontoe, wat het hulle nie als beleef nie? Hulle praat met mekaar agter die hand oor wie die grootste in die koninkryk sal wees. Want dis is hulle die koninkryk verwag het, waarin Israel en natuurlik hulle in die middelpunt sou wees. Hoe belangrik sou hulle wees? Kyk, dis ook die vraag wat hulle nog altyd gehad het aan die Pasgatafel. Onthou julle? Wie is die grootste? Daaroor het hulle getwis, terwyl Christus die brood en die beker, sy liggaam en sy bloed neem. Geweldig, dat jy dit so kan mis. Toe hulle daaroor aan die stry raak, en met mekaar praat, toe sluit
die Here Jesus 'n kindjie in. Hy neem 'n kindjie, hy slaan sy arms om hom, hy tel hom op, 9 vers 30. En hy sê, kyk, die koninkryk, my koninkryk, sluit kindertjies in. Meer nog, as jy hierdie kindjie laat struikel, hierdie kindjie wat deel in my koninkryk, laat struikel, is dit vir jou beter as dat daar 'n meelsteen om jou nek gehang word en jy in die see gegooi word. As jy hierdie kindjie laat struikel, want dis die verband, deur 'n sterk hand, met 'n ongenaagbare vinger uit, is dit vir jou beter dat daardie hand afgekap word. Want my koninkryk sluit die kindertjies in. As jou oog vol harde kwaad hulle vang, ruk hom uit. Sien? Dis vir jou beter. Want my koninkryk sluit die kindertjies in. Immers, kyk hoe maak die woord vir ons die diepte van hierdie koninkryk oop. Immers, broers en susters, ons Here Jesus was self 'n kind. Hy is gebore. Hy het groot geword. Ja, hy is besny op die 8ste dag. Hy het groot geword. Op 12-jarige ouderdom was hy in die tempel. As hy hulle insluit, is dit omdat hy self 'n kind was. Dis daardie aangrypende grond waarom sy koninkryk vir ons en ons kinders bedoel is. Hy gaan nie aan die kinders verby nie. Hy het nie aan Adam se kinders verby gegaan nie. So het hy ook nie aan Noag se kinders verby gegaan nie. Die belofte, die koninkryk, die Here van die koninkryk, ons Here Jesus self, nee, gaan nie aan Abraham en sy nageslag, die duisende wat sou gekom het, verby. Die koninkryk van geregtigheid, vrede, blydskap is vir ons en ons kinders. En daar staan die disippels en sluit die kinders uit. Geweldig. Geweldig. Hulle dink aan die koninkryk aards, vanuit 'n ander gevoel, vanuit 'n nasionalisme. Ons sal in die koninkryk die belangrikste wees. Die koninkryk is 'n koninkryk van geregtigheid en vrede en blydskap vir ons en ons kinders. Jy kom nie in die koninkryk, broers en susters, soos wat jy in die Romeinse Ryk ingekom het nie. Want in die Romeinse Ryk kom jy in met verworwe stemreg. Jy kon 'n burger word en dan kon jy kies, self kies, vir jouself en vir wie ook al. Die
koninkryk vir ons en ons kinders is 'n koninkryk van geregtigheid, vrede, blydskap. Wat 'n bekering het die disippels nie ondergaan nie. Want toe hulle vir die eerste keer die woord as apostels kon bedien, kyk, nadat Christus die doop ingestel het, net voor sy hemelvaart, Matteus 28, toe Petrus vir die mense wat vra, nou wat gaan hier aan verduidelik het, toe wys hy nie die kinders weg nie. Toe sê hy, die belofte is vir julle en julle kinders. Wat 'n bekering het hom nie voltrek in die disippels wat toe apostels geword het, se lewens nie. Wat Christus sluit die kinders in, omdat hy God is, omdat hy barmhartig is, omdat hy alwetend is, omdat hy almagtig is, omdat hy alomteenwoordig is, nog voor die ou kindjie gebore is hy daar. Want hy's God. Hy dink nie dat daar in 'n kindjie onskuldige meriete is om in die koninkryk in te stap nie. Want die kinders het gesing Hosanna toe hulle op pad is met Christus na sy dood toe. Hy vind nie in die kinders meriete nie. Hy skenk aan hulle genade. Want genade is verniet. Jy sien, broers en susters, die doop. Julle gaan dit nou sien, prakties. Die doop van 'n kindjie teken voor ons oë af hoe ons in die koninkryk van ons Here Jesus ingaan. Hoe ons die koninkryk ontvang. Hoe dat ons en ons kinders deel in dit wat Christus vir ons gee. Omdat hy ook vir daardie kindertjies wat hy in sy arms opgetel het, daardie geslagte van Abraham, omdat hy ook vir hulle gesterf het. Vir Andreetjie, vir Simonie, vir Kabousie, gesterf het en opgestaan het. As jy dit besef, dan bekeer die Here jou tot die verbond, want die is vir ons en ons kinders. Hy het aan die kruis ook nie aan hulle verbygegaan nie. Dan kry die woorde, en ek het hom net nou oorgeslaan, weet ek het ons van Abraham gepraat, kon oor Moses gepraat het, wat met sy kinders droogvoets deur die Rooi See is, en dan kry die woorde van Joshua betekenis, ek en my huis. Ek en my huis sal die Here dien. Want deur vir ons te sterf, gee hy dit. Ons kinders
is in sonde ontvang en gebore. En is daarom, broers en susters, Gerry en Annie, onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Hy handel. Hy tel die kindertjies op. En dan handel hy. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, broers en susters, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Ja, hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond
van die geregtigheid van die geloof was, so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het. Daarom, broers en susters, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom nou sy heilige naam in gebed aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die dood afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kindjie van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat Andreitjie, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Nou, broers en susters, vra ek vir Gerry en Anien om hier voor die kansel te kom staan en te antwoord op die vraag wat uit die skrif op voorkom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te versier. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja in die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is. En daarom, die in Christus, daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier in Bloemburg geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En Gerry en Anien, beloof julle en neem julle voor om hierdie kindjie, van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in genoemde leer
na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Die geloof is deur die gehoor deur die onderrig. Is die reg van die kind om te hoor. Wat is julle antwoord? Ja, broer. Broers en susters, kom ons vra vir oupa Andrei om 'n kleintjie in te bring terwyl ons sing uit Psalm 134 vers 1 en 3. Psalm 134 vers 1 en 3. Wat rondom die kindjie staan in dankbaarheid vir wat u doen. Seën hulle om Jesus Christus se wil. Amen. Geliefdes, ek gaan nou vir die ouderling van die wijk vra om die Bybel aan vir Andrei te oorhandig. Daarna sing ons sy Psalm 134 vers 4, wanneer oupa en ouma weer die kleintjie uitvang. Ouderling Jannie. Psalm 134, die 4de vers. Kom ons sing dit vir hulle Jesus.
broers en susters, nog een praktiese toepassing vir oggend van die genade van ons Here Jesus Christus. Hy gee deur die Heilige Gees ampte aan die kerk, ouderlinge en diakens, wat toesig hou en wat sorg dat daar water is wanneer daar gedoop moet word, as ek aan 'n diaken dink, of 'n ouderling wat die kindjie wat ontvang is met die woord en sy ouers bedien. Julle weet nou dat ons verskeie male die name afgekondig het van medebroeders wat as ouderling en diaken van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in sy diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand enige wettige beswaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet julle broeders Jan de Klerk, Gerard van Biljon, wat bevestig word, en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van ouderlinge en diakens aanhoor. Ouderlinge is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. 'n Ouderling of opsiener het deurgangs in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. En wat diakens betref, broers en susters, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en die gebede, as ook die diens van die regering in die kerk. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met gawes wat hulle nodig het. As 'n ouderling, geliefde broer Jan, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Jan, jou opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind. Dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer. En jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die leer en die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene, die wat buite die Christelike kerk is, tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk.
En Gerard, geliefde jong broer, as diaken word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Jy moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met jou medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem word nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende, Gerard, moet jy Christus, jou medegelowiges en alle mense dien. Die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. Julle twee het nou gehoor wat julle opdrag is. Nou versoek ek julle om hier na die kansel hier na vore te kom ten einde op die volgende vrae te antwoord. Is julle in julle hart daarvan oortuig dat julle wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo julle, Jan en Gerard, dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp julle alle lerings wat daarmee in stryd is en beloof julle om julle goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. Beloof julle om julle aan die kerklike vermaanings en tug te onderwerp as julle miskien in leer of lewe afwyk. So Jan, wat is hier op jou antwoord? Ja. En Gerard, wat is jou antwoord? Ja. Mag die alvermoënde God en Vader julle sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Jan, wees dan 'n ouderling ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En Philip, wees toegewyd as diaken in jou diens. Gerard, wees toegewyd in jou diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal wat tot mededeelsaamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan jou sorg toevertrou is. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal julle vir julleself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in julle geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. Broers en susters, geliefde gemeente, ontvang hierdie manne as dienaars van God. Stel julle gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor julle lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee.
Laat U in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat julle ook hulle kan help wat 'n behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in U gebede. Uit onsself kan ons dit natuurlik nie doen, broers en susters. Laat ons derhalwe die almagtige God nou aanroep in gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank U dat U vir Jan en Gerard deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor U hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van die seën kom. Ons verhoor ons, Hemelse Vader, deur U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ek gaan nou net vir Jan en Gerard 'n handdruk gee, en dan kan ons die Here dien met ons offergawes. Jan, die Here se seën. Vader se werk. Dit sluit my as bedienaar van die woord in. Gerard, seën op die arbeid as 'n diaken in Christus se kerk. Hy sal jou seën gee. Broers en susters, kom ons dien nou die Here terwyl hulle plekke inneem met ons liefdesgawes. Daarna sluit ons af met Psalm 118 vers 4 wat ek vir ons sal voorhou. Psalm 118 vers 14. Die psalm uit God se woord bring eintlik alles bymekaar en verenig ons in 'n aangrypende danklied.
Kom ons sing dit so, en dan ontvang u die seën van die Here om in vrede te gaan. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly by elkeen van julle. Amen.